Goeiedag geliefde vriend, ek hoop vandag dit gaan regtig uitstekend met jou. Van my en die hele beleefspan, dit is 'n enorme voorreg om tyd te kan spandeer saam met jou en te kan bedien vandag deur hierdie oordeenking. Nou, ons weet almal woorde het krag, maar soms besef ons nie noodwendig hoeveel krag daai woorde het nie, tot iemand iets sê wat ons tot ons binneste vir ons sny en seermaak. Nou, het jy al ooit opmerking, jy het iets gehoor, iemand sê iets, nee, wat jy net nooit sal vergeet, dit is al jare later, maar jy onthou nog steeds wat die persoon gesê het, nee. Ek het dinge wat ek onthou van laerskool, wat 'n onderwyser gesê het, en nie noodwendig eers bedoel het nie, hy het dalk 'n moeilike dag gehad, en dan gaan sit daai ding vas in jou brein, nee. Nou, baie van ons sit met sulke ding, miskien het iemand selfs jare gelede, nee, soos ek nou reeds gesê het, iets gesê wat jou selfbeeld afgebreek het, of jou gemoed gebreek het, jou geknak het, of dalk het jy al selfs al sulke woorde gepraat, nee, dinge wat jy gesê het oor ander mense, en dit pla jy nog steeds, jy luister hierdie oordeenking, en dit kom al van jou gedagtes op. Nou, dis in Spreuke 12 vers 18 wat ons die volgende lees. Woorde wat roekeloos gepraat word, steek soos 'n swaard, maar woorde van wysheid bring genesing. Dis so duidelik, party woorde maak seer soos 'n wapen, né? Dis dooie woorde, en ander woorde bring genesing, dis weer lewegewend. Elke keer as jy praat, het jy en ek ons het 'n keuse. Sny jy of genees jy? Is jy besig om skade aan te rig, of bring jy genesing herstel? Dink byvoorbeeld aan 'n huwelik, waar daar aanhoudend kritiek is, sarkasme en afbreekende opmerkings, né? Dit voel koud en is ongemaklik, is nie 'n lekker plek om te wees nie. Maar in 'n huwelik waar dit bemoedigende woorde of sagmoedigende woorde gereeld gepraat word, daar is liefde en warmte en groei, en kinders voel dit ook. So 'n tipe huwelik, alles lyk net anders. Die verskil, wel, is nie geld of tyd nie, maar watter woorde gebruik word. Woorde vorm jou huis, jou huishouding, né? Dit vorm jou verhoudings met jou kinders, né? Jou geloof groei ook deur jou woorde. En as God se woord sê dat woorde genesing kan bring, dan beteken dit dat jou woorde, né, my en jou woorde dra ook daardie potensiaal, daai krag om vir ander mense genesing te bring. So watter woorde, prakties? Jy het iemand al oor jou uitgespreek wat jou seer gemaak het, of dalk die teenoorgestelde, dit het genesing gebring. Is jy bewus van die effek van jou woorde op die mense rondom jou? Let jy op wat jy praat en wat jy los by mense as jy wegstap, bou jy op of breek jy af? Nou, miskien prakties geliefde, is daar iemand vir wie jy vandag lewegewende woorde kan gee? So, wat ek jou uitdaag om te doen is, skryf vandag net 'n kort boodskap aan iemand, wat jy dink bemoediging nodig het, en jy stuur daai boodskap vir hulle aan. Jy bel dalk iemand, en sê, ek dink aan jou, en ek lief vir jou, ek gee om vir jou, hoe gaan dit met jou? Buddy, wat doen jy? Kan ek incheck? En dan vra jy, dan is daar iets waarvoor ek vir jou kan bid, iets waarvoor ek saam met jou kan vertrou, en dan bring jou woorde vir daai persoon bemoediging. Prakties wil ek vir jou sê, dit hoef nie 'n preek te wees nie, nee. Een sin, 'n paar woorde, kan alles verander. Dan wil ek vir jou net sê dankie. Dankie dat julle saam met ons kuier hierdie week. Dankie dat julle inskakel met ons reekse, dat julle saam met ons hardloop, elke kommentaar wat julle los, elke like, elke share, veral as julle die boodskappe aanstuur na ander mense toe. Ons waardeer dit so baie, want julle help ons meer en meer mense bereik. As jy kyk net waar ons kanaal al is dis bietjie meer as 'n jaar, ons trek al oor die 3.500 mense wat op die kanaal is. Dis as gevolg van julle wat ons help om dit te laat groei. Maar kom ons bid saam en ons dank die Here vir sy genade oor ons lewens. Jesus, ons is so dankbaar vir u enorme liefde vir ons, en dankie dat u vandag vir ons bewus maak van die waarde van woorde wat opbou en woorde wat kan genees, teenoor woorde wat kan seermaak, afbreek en sny. Mag ons bewus word van hoe ons praat. Heel week is u besig alreeds om met ons te werk deur hierdie onderwerp, en daarom vra ek, Here, hou aan louter, hou aan groei, hou aan motiveer, hou aan skuur en skaaf. Soms is dit lekker hier om bewus te word van woorde, gesprekke wat ons het, wat eers kon gebly het, eerder nie moes gespreek gewees. Here, want wanneer ons negatief praat van ander mense, ons sit saad in die grond wat nie hoort nie. Wanneer ons oor onsself negatief praat, dan breek ons breek die skepingsbeeld van God af. Ons breek onsself af, en ons is as skape in die beeld van ons hemelse Vader. Vader, so daai imago, daai beeld van God, laat ons dit nie verder leed aandoen met negatiewe woorde. Kom van binne af en kom transformeer ons denke, sodat ons woorde kan gesonder word. Ons bid dit alles in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, gaan in vrede. Totsiens.